Jou bekwaamheid en die verandering van jou hart is 'n werking van Heilige Gees. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Dit is maandagmôre, ek vertrou dit gaan met jou baie goed, die begin en die afskop van 'n nuwe week. Ek vertrou jy is reg vir hierdie week wat voor lê. Ek wil vandag met jou 'n bietjie gesels oor hoe verander ek, en ek het 'n stelling gemaak met die inleiding om te sê dat jou bekwaamheid en die verandering van jou hart is 'n werking van Heilige Gees. Nou, ek het iets opgemerk, baie keer in my eie lewe en in soveel ander mense se lewens, en dalk bemerk jy dit ook vanoggend in jou eie lewe. Hoeveel boeke en dagstukke en beradingssessies en preke en kursusse en aanhalings van groot geestelikes, sielkundiges. Hierdie dinge het ons al gelees, boeke deurgelees en dan geluister. En tog kom daar geen of weinige verandering in ons lewens. En ek vra, hoekom? Want as jy kan dink vanoggend aan alles wat jy gelees het, na alles wat jy gekyk het en na geluister het, watter groot intellektuele en vermoënde mense sou ek en jy nie gewees het nie. En tog, bly ons in sekere areas van ons lewens vasgeval en gestagneerd. Ons bly gekwel, ons bly oningelig en ons is onveranderd en ons is nog steeds onheilig. Jou hart is steeds hard, jou siel steeds belas en jou gees is steeds afgestomp van die geestelike dinge van God. Hoekom? Dis die vraag. En hierop kan ek nou vir jou met oortuiging sê, boeke en kennis en inligting verander nie soseer die mens nie. Ek het gehoor van 'n ander teoloog wat eendag vir my 'n baie waarding gesê het. Hy sê boeke verander nie mense nie, paragrawe doen. En die gedagte is dit, jy lees 'n hele boek en een ding wat jy raak lees, val in jou gees soos 'n saad in goeie grond en dit verander jou lewe of daardie area in jou lewe. En selfs is dit meeste van die tyd ook nie die geval in ons lewens nie. Ons lees boeke, ons luister na baie en tog staan niks vir ons uit nie. Ons gaan weg soos wat ons gearriveer het. Nou Paulus, hy kry dit reg om te sê, ek sterf daagliks. Hoe is dit moontlik? Elke dag beleef hy paragrawe wat sy lewe tot verandering dwing. Hoe doen hy dit? Dis my vraag. Nou Paulus maak 'n stelling, kom ons lees dit gou, 2 Korintiërs 3 vers 5 tot 6. Hy sê nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, om goed te kan bedink en te beredeneer, sodat dit ons lewens verander. Daardie bekwaamheid kom uit God uit. Wat ons ook bekwaam gemaak het, sê hy, God maak ons bekwaam as dienaars van 'n Nuwe Testament, 'n nuwe openbaring, 'n nuwe lewe. En hy sê hierdie ding, hy sê nie van die letter nie, maar van die gees, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Daar slaan hy die spyker op die kop. Is dit dan nie die rede vir ons onbekwaamheid en doodsheid van siel en onvermoëndheid om te verander nie? Is dit nie ons onafhanklikheid van die gees van God, ons gebrek aan toegewydheid tot God oor die areas waarin ons veronderstel is om te verander nie? Dat ons God se gees een kant toe skuif en op ons eie stoom, ons eie lewe wil lewe en ons eie harte te wil verander, of dalk nie regtig eers ons harte wil verander nie. Ons lees en ons luister en ons sit in beradingssessies, ons gaan kerk toe en ons luister na preke en ons lees hierdie aanhalings, ons post dit en ons lewens verander nie, want ons wil nie regtig hê ons lewe wil verander nie. Ek wonder maar net. Want hiermee saam lees ek ook vir jou Jesus se woorde daar in Johannes 16 vers 8. En as hy
dis nou die Heilige Gees. As die Heilige Gees kom, sal die Heilige Gees die wêreld oortuig. Hy sal jou en my en ons almal oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Die letter en inspraak van ander is nie te sê dis nie uit die Heilige Gees nie, maar dat ons daardeur nie oortuig word nie, juis omdat ons die Gees minag as hy met ons spreek, deur al hierdie verskillende formate. Want die letter, kennis en inspraak is dood, totdat Heilige Gees dit wakker maak in ons. Kind van die Here, as jy werklik wil verander, as jy werklik wil leer van die Here, sal enige vorm van inspraak vir jou absoluut goud werd wees. Want deur jou ontvanklike en desperate hart tot God, sien God Heilige Gees die intensie van jou hart en kom bring oortuiging wat finaal en werklik en lewend, toepaslik en sigbaar is. Ek sê nie hou op lees of luister of hou op navorsing doen nie. Maar weet jy wat, moenie jou tyd mors nie. Lees en luister met 'n hart wat brand van begeerte om deur Heilige Gees aangeraak te word, want die letter maak dood en die Gees maak lewe. Kind van die Here, vrede en seën vir die week wat voorlê. Ek vertrou jy het 'n goeie week en ek vra Here dat jy elke luisteraar vanmôre sal seën, dat jy elkeen sal seën, elke seun en dogter, man en vrou, pa en ma, oupa en ouma, in hierdie week wat voorlê, met elkeen se uitdagings, met elkeen se vrees en elkeen se bekommernis. Maar ons vra vanmôre, Here, dat U ons harte sal verander, dat wanneer ons tyd spandeer in U woord en in die teenwoordigheid van inspraak in ons lewens, Here, dat ons begeerte sal wees, verander my, dat ek soos Paulus kan sê, ek sterf daagliks. Daar's elke dag in my lewe verandering deur die Gees van God bewerk. Is my gebed in Jesus naam. Amen.